Numeri 23. Toe sê Bileam vir Balak: Bou vir my hier 7 altare en berei vir my hier 7 bulle en 7 ramme. En Balak het gedoen soos Bileam verlang het. En Balak en Bileam het 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Daarop sê Bileam vir Balak: Bly by jou brandoffer staan en ek sal heen gaan. Miskien sal die Here my tegemoet kom en wat hy my ook al laat sien, sal ek jou bekend maak. En hy het na 'n kaal heuwel gegaan. En God het Bileam tegemoet gekom en hy het vir hom gesê: 7 altare het ek reggemaak en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Toe lê die Here 'n woord in Bileam se mond en sê: Gaan terug na Balak en so moet jy spreek. En hy het na hom teruggegaan terwyl hy daar staan by sy brandoffer, hy en al die vorste van Moab. En hy het sy spreek aangehef en gesê: Uit Aram laat Balak my haal, die koning van Moab, uit die berge van die ooste. Kom, vervloek Jakob vir my, en kom, verwens Israel. Hoe sal ek vloek wie God nie vloek nie? En hoe sal ek verwens vir wie die Here nie verwens nie? Want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. Wie het die stof van Jakob getel? En wie, volgens getal, die 4de deel van Israel? Laat my sterwe, die dood van die opregtes, en laat my einde soos syne wees. Toe sê Balak vir Bileam: Wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek, en kyk, jy het net geseën. En hy antwoord daarop dit: Moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek wat die Here in my mond lê nie? Daarop sê Balak vir hom: Kom tog saam met my na 'n ander plek, van waar jy hom kan sien. Net sy kant sal jy sien, maar heeltemal kan jy hom nie sien nie. En vervloek hom daarvandaan vir my. En hy het hom saamgeneem na die veld van die wagte, op die top van Pisga, en 7 altare gebou, en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Toe sê hy vir Balak: Bly hier staan by jou brandoffer, en ek sal daar op 'n ontmoeting wag. En die Here het Bileam ontmoet, en 'n woord in sy mond gelê en gesê: Gaan terug na Balak, en so moet jy spreek. En hy het by hom gekom, terwyl hy daar staan by sy brandoffer, en die vorste van Moab by hom. En Balak sê vir hom: Wat het die Here gespreek? Toe hef hy sy spreek aan en sê: Staan op, Balak, en hoor. Luister na my, seun van Sipor. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Kyk, ek het ontvang om te seën, en hy het geseën, dan kan ek dit nie keer nie. 'n Mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob, en sien geen onheil in Israel nie. Die Here sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die koning is by hom. God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel, want daar is geen towerheid teen Jakob, of waarsêery teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word, wat God gedoen het. Kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuwin, en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is drink nie. Toe sê Balak vir Bileam: Jy moet hulle glad nie vloek nie, en jy moet hulle glad nie seën nie. Maar Bileam antwoord en sê vir Balak: Het ek nie met jou gespreek nie? Alles wat die Here spreek, dit sal ek doen. Verder sê Balak vir Bileam: Kom tog, ek sal jou na 'n ander plek saamneem. Miskien sal dit reg wees in die oë van God, dat jy hulle vir my daarvandaan vervloek. Toe neem Balak Bileam saam na die top van Peor, wat oor die wildernis afkyk. Daarop sê Bileam vir Balak: Bou vir my hier 7 altare, en berei vir my hier 7 bulle en 7 ramme. En Balak het gedoen soos Bileam verlang het, en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.